Okay, so in graad 9 gaan julle te doen hê met die gewone lineêre vergelykings. Dit het julle in graad 8 al gedoen hè. En dan kry jy vergelykings met breuke en dan jou kwadratiese vergelykings. Dis die 3 soorte wat julle gaan doen. Ons gaan nou vandag kyk na vergelykings met breuke. So hoe herken jy hulle? Is as daar 'n onbekende in meer as 1 teller of noemer is. So as daar net byvoorbeeld 1 so breek was, dan kon jy dit eintlik maar net maklik opgelos het met jou gewone metode wat jy sou gebruik het met lineêre vergelykings. Maar wanneer hy by meer as 1 is, dan raak dit nou so 'n bietjie complicated. So ek gaan nou vir julle verduidelik wat om te doen en ek gaan vir julle sê om sekere goeders te doen, vir julle tips te gee om sekere goeders te doen, wat julle asseblief moet doen, want dis die plekke waar die kinders hulle punte verloor. So hulle kan dalk die metode reg hê van vergelykings met breuke, maar dan kry hulle die hele tyd hulle antwoorde verkeerd, want daar is sekere op klein plekkies wat hulle julle vang. So die idee wat ons wil doen met vergelykings met breuke is, ons wil eintlik ontslaa raak van die breuke. So ons wil net 'n gewone lineêre vergelyking hê. So die manier hoe jy kan ontslaa raak van die breuke is as jy almal van hulle se noemers dieselfde maak, want dan sit 'n klomp ekwivalente breuke. Dan as al die terme se noemers dieselfde is, dan val die noemers weg en dan bly jy oor met 'n lineêre vergelyking. So wat ons doen is ons kyk wat is die KGV van jou noemers. Maar hierdie is ook baie belangrik en dis die eerste dingetjie wat ek vir julle gaan sê. Let op hierop, is jy moet eers seker maak dat al jou terme breuke is, want andersins is daar van hulle wat jy vergeet. So jy hoef nie dit te doen nie, maar dit gaan jou baie help as jy dit doen. So byvoorbeeld daai enetjie, as ek iets 'n breuk wil maak, dan sit ek hom net op 1. So nou kyk ek wat is die KGV van 4, 8, 2 en 1. 8, baie mooi. So ons kyk net dis 'n 8. So ek wil almal van hulle se noemers wil ek 8 maak. Maar onthou, ek kan nie onder die lyn verander en nie bo die lyn nie, né? So ek kan byvoorbeeld sê 2 1 op 2 is dieselfde as 2 op 4. So ek moes onder die lyn gemaal het met 2 en bo die lyn gemaal het met 2. Ek kan nie net onder die lyn 4 maak en dan bo die lyn bly dit nog steeds 'n 1 nie, want dan het ek ewe skielik 'n half verander in 'n kwart. So dit wat jy onder die lyn mee maal om 8 te kry, moet jy ook bo die lyn mee maal. En hierdie is die ander tip wat ek vir julle gaan gee wat julle asseblief moet doen, want dit is die plek waar die kinders punte verloor, is as jy 'n breuk het met meer as 1 term in die teller, sit hom in hakkies. Want jy moet onthou, jy moet daai hele teller maal met die getal waarmee jy onderop gemaal het. Nie net die eerste een nie, alles daarbo. So die 4 moet ek maal met 2 om 8 te kry, dan moet ek bo die lyn ook maal met 2. Hierdie ene moet ek met niks maal nie, so ek los hom maar net dieselfde. Hierdie ene moet ek maal met 4 om 8 te kry, so bo die lyn moet ek maal met 4, en hierso moet ek maal met 8 om 8 te kry, so bo die lyn moet ek ook maal met 8. En nou my ander tip vir julle is, jy kan nou dit so verander, jy hoef nie die volgende stap te doen nie, maar kom ek wys nou net vir julle so. Hou hierdie, hou dit in hakies, moet nog nie nou al dit uitmaal nie. Ok, hou daai nog net so. En hierdie enetjie, hou hom in hakies. Ek gaan nou vir julle wys hoekom dit belangrik is. En hierso is dit 'n 8, so dit raak 4a. En dan hierso is dit 8 en bo die lyn 1 maal 8 is ook 8. En nou, as al die noemers dieselfde is, nou val jou noemers weg en jy bly net oor met dit wat bo die lyn is. En jy gaan nog nie inmaal nie, nog nie nou nie. Ek weet jy wil dit dadelik doen. Hang eers in 'n taks. Raak eers dadelik net ontslae van jou noemers en skryf dit wat in jou teller is. Hou hom net so. Ek gaan nou vir jou wys hoekom. Net so terloops, jy hoef nie hierdie stap te gewys het nie. Jy kon hierdie stap geskiep het en net van daar af hiernatoe gegaan het, maar asseblief hou vir my daai hakies nog daar, want nou gaan jy sien, nou het jy net 'n gewone lineêre vergelyking.
En met 'n lineêre vergelyking soek ek mos al my x'e of al my a's aan die een kant en al my getalle aan die ander kant, maar voordat ek die a's kan rondskuif, moet ek hulle eers uit die hakkie uitkry en ek maal hulle uit. En hierdie is die rede. Hierdie maal julle fyn, julle kon dit al, as jy net ten minste dit daar bo in hakkies gesit het en onthou om daai in te gemaal het, dan sou jy fyn gewees het, maar ek het nou al baie gesien, dat die kinders maak simpel foute. Hulle maal dan net met die eerste een in, hulle maal nie, maar die oomblik wat hulle dit so skryf, net so as 'n gewone vergelyking, dan om een of ander rede kry hulle dit reg. I don't know why, is seker 'n kopding. Hierso is die slang in die gras, daai minus. Want, nou sal julle sien, want onthou dis daai ding, minus daai hele ding. So dis nie net minus a plus 2 nie, dis minus a plus 2. Wat beteken, ek moet daai minus ook gaan inmaal. Daarso. En dis hoekom ek sê, hou hom in hakkies tot hier, want dis daai minusse wat vir julle vang. Want daai een dingetjie, net om hom in hakkies te sit en eers hier in die einde in te maal, kan die verskil wees tussen 'n regte antwoord en 'n verkeerde antwoord. En nou soek ek al my getalle aan die een kant, al my a's aan die ander kant, so ek hou die 2a minus a hier aan die linkerkant. As ek wil ontslaa raak van 'n plus 4a bewerking, gaan ek aan die ander kant minus 4a. Hierso los ek dit 'n minus 8 bewerking. En ek wil ontslaa raak van die plus bewerking en die minus bewerking, so nou moet ek aan die ander kant gaan minus met 6 en plus met 2. En dan vereenvoudig ek aan albei kante, 2a minus 1a minus 4a is minus 3a, en minus 8 minus 6 is minus 14, is plus 2 is minus 12, en dan as ek wil ontslaa raak van die, onthou, minus 3a, dis nie 'n aftrekbewerking waarvan ek wil ontslaa raak nie, dis 'n maalbewerking. Onthou as daar staan minus 3a, beteken dat daar staan eintlik minus 3 maal a. So dis 'n maal minus 3 waarvan ek wil ontslaa raak. So dit beteken ek moet aan die ander kant gaan deel. Ek het nou klaar, is lekker deel met minus 3. So dit is nie 'n ding van, as jy die getal oorvat, dan moet die teken verander nie. Ek gaan nie hierso deel met 'n 3 nie. Dis net hierso moet ek ontslaa raak van 'n aftrekbewerking. Dis nie 'n negatiewe getal waarvan ek wil, dis 'n aftrekbewerking waarvan ek wil ontslaa raak. Dis hoekom ek gaan plus het aan die ander kant. Hierso was dit 'n maalbewerking, so ek moet gaan deel met die getal waarmee ek gemaal het aan daai kant. So dan, my spasie raak nou min, so dan minus 12 gedeel deur minus 3 is positief 4. En as jy jou antwoord wil toets, seker maak jy's reg, dan oral daar waar daar 'n a is, gaan sit ek 4 in, en dan kyk ek, as ek die antwoord uitwerk van die linkerkant se sommetjie, en ek werk die antwoord uit van die regterkant se sommetjie, gaan ek op dieselfde antwoord uitkom, en as jou linkerkant se antwoord gelyk is aan jou regterkant se antwoord, dan weet jy het reg gewerk. OK. Maak dit sin? Is die enige stapie hierso wat vir julle te mekaar maak? OK.